Hello, ladies and gentlemen. Welcome to our Wool Market Report. Hello, Jock. Hallo. Jock, catalog 10, done and dusted. Also, hy is voorbij, kleiner catalog geweest, sterker rand, 2% sterker, maar teen dit alles het ons 1% afgekom. Ja, nee, ek dink ons het eintlik baie goed gedoen en dis nou maar daai vlak wat ons nou al 'n rukkie van praat wat ons graag wil sien, dat daar 'n vlak is waar almal tevrede is om teen besigheid te doen en ek dink ons is nou baie naby aan daai vlak. Ja, dis was dit nie vir die sterker rand nie, sou ons dalk 1% eerder gewees het, Ons definitief moontlike. So ja, ek dink al die onduidelikheid is nou hopelik in die weg geruim. Ja. En ons kan hier opbou. Ja, ek dink een van die goedes wat opvallend is en ons praat gereeld eintlik daaroor is die tipe wol wat Australië, daai bietjie droogter wol, lower yielding wol wat hulle in die mark indruk en wat aan ons mark vlak word. Maar gister se prysbepaling was eintlik een van die moeiliker veilings vir mense net om 'n vlak te bepaal waar is ons werklik. Want ons het definitief ook ons bietjie laer treksterkte, lower yielding wol is daarso en hulle verkoop teen 'n vlak. Maar wat toevallig het ons gister groot lyne gehad in tender tipes. Ja. Onder 20 newtons, 14, 15 newtons en hulle het gesukkel. Ja. So en dit is die tipe goed wat in Australië in die mark was wat hom afgebring het. Definitief. So dis die eerste keer in weke dat ek sien dat ons tenderlyne sukkel. Maar dan is hy sommer vrot. Ja, nee, dan is dit om so te stel. Proper tenger, ja. En ja, dan is daai selected lyne binne dieselfde mikrongroep, maar net daai bietjie beter yielding, gesond gegroei en hy verkoop teen heeltemal 'n ander vlak. Hy het weer sy premie. Hy bo die mark het hy nog 'n 2-3% premie. Ja. Definitief. Ek sit en kyk na skeersels en heelwat van daai kliënte was by ons gewees op by ons kon kuier, Stewart Dewing hulle skeersel wat pragtig verkoop het van daai lyne van hom teen 6-7% bo verlede week se vlakke. Ja. Absalboerdery, Lebrand en Dani net so pragtig verkoop, ongelooflik goed gedoen. En ja, so kan ons aangaan Bokkraal, Herman hulle wat hierso was en Martin hulle wat hier was, so hele klomp kliënte wat ek gekuier het en net baie goed gedoen. So ja, maar net weer eens 'n beaming wat ons weeklik sê, daai mooi skeersels verkoop bitter. Ja, want en Mariano was die tweede grootste koper gewees. So ek is baie gemaklik daarmee. TNU het weer sterk vorentoe gekom. Ja. So yes, dis ons het Europa daar en ons het die Chinese daar. En ek dink dit is wat ons die draaipunt gegee het. Definitief. So ek dink ons is nou op 'n vlak waar ons kan begin voortbeweeg en hopelik begin ons nou 'n bietjie momentum kry. Ons het altyd tradisioneel in November maand het ons bietjie momentum gekry met Europa wat in die mark inkom, die Chinese wat begin koop om voorraad te verseker voor hulle in hulle Chinese nuwe jaar ingaan. So kom ons kyk, ek hou albei duime vas en ek glo ons kan dalk weer 'n bietjie daai momentum begin sien in die mark. 20 mikron let teen R200 skoon. En dit is lekker duur, maar die gaping bly klein. So dit is ons 18,5 en fyner wat moet styg. Definitief. Om daai gaping groter te maak. Ja, maar dit was nou weer eens hierdie week weer daai 18,5 en fyner wat met swakker tipes in Australië wat ons afgedruk het. Wat ons afgedruk het, definitief, ja. So, maar nee ons ontvangste is groei lekker, ons het groot catalogs. Ons sluit volgende week vir die laaste veiling. Ja, ontvang vir catalog 15 en daar is die laaste ontvangs vir die jaar. Hier is hy op ons Ja, ongelooflik. Maar daar is hy. Catalog 11 volgende week. Catalog 11 volgende week. Ladies and gentlemen, thanks. And then next week we will have a market report ready again for catalog 11. Thank you. Tot ziens.